ek wil voordat ek begin, net vir jou vra, net vir 'n oomblik. Ons gaan net 'n nagmaal gebruik, maar voordat ons dit doen, die Bybel leer vir ons daar in Korintiërs, 1 Korintiërs 11, sê hy, wanneer ons nagmaal gebruik, moet ons seker maak ons lewe met die Here is in orde. En Dawid roep uit en hy sê, Here kom, deursoek my hart. En kyk of daar nie dalk iets is wat nie reg is nie. In my eie woorde. En ek wil jou vra, net daar waar jy is, net terwyl jy jou oë sluit, vergeet van alles en almal om jou, ek vra nie enigiets anders nie. Ek wil hê jy moet net daar waar jy is vir die Here vanmôre sê, Here, ek kom gee oor. Terwyl jy jou oë sluit, net daar waar jy sê, Here, ek kom gee oor. Here, ek kom erken en bely al my sonde. Ek kom erken en bely al my ongeregtigheid. Here, hierdie goed in my lewe wat nie vir U aanvaarbaar is nie, dit wil ek regmaak. Here, ek besef vanmôre, U het aan die kruis gesterf. U het gesterf vir my sonde. En al wat ek moet doen is om dit te aanvaar, my eie te maak. Dan kom die bloed van Jesus en dit reinig my. Dit was my. Dit heilig my in Jesus naam. Here, ek wil net vir U leef. Here, ek wil vanmôre net kom oorgee. Hier is ek, Here. Word verheerlik in my lewe. In Jesus naam. Amen. As 'n mens jou sonde bely en Jesus aanvaar as jou saligmaker, as jy erken en net kom oorgee, dan moet my lewe daarom ook in lyn wees. Ons wil dit nie altyd mee hoor nie, né? Môre Selma, ons bly jy's hier. Welkom in die land van die lewendes. Dit was seker lekker om vanmôre te sing in jou eie taal. Ons is bly jy's hier, hoor. Mag jy hierdie volgende paar dae geniet. Ek wil graag vanmôre 'n bietjie afwyk van die gewone. Vergewe my as ek dit kom sê. Weet jy, God se verlossingsplan, soos wat ons dit in die Bybel lees, en dit die Bybel vir ons duidelik maak, is eintlik vir jou en my, ek weet nie, miskien is jy slimmer as ek, maar God se verlossingsplan is eintlik 'n misterie. Is iets wat ons nie met ons gedagtes en ons intellek kan weergee nie. Hoe dit werk en presies alles wat daarmee saamgaan. Ons weet sommige van die goed, maar ons weet nie alles nie. Amen. Ons weet nie alles nie. Ons verstaan nie alles nie. Weet jy, as ek selfs in die Nuwe Testament gaan lees, dan kom die Nuwe Testament en wil dit eintlik vir ons verduidelik. Petrus vertel, daar in 1 Petrus 1 vers 12, hy sê, dit is dinge waarin selfs die engele begeerig om insig te kry. Selfs die engele wat by God is, verstaan dit nie heeltemal. Hoe van ek en jy, ons dink ons is naby die Here. Eintlik weet ons niks. Ons dink ons weet, eintlik weet ons niks. Die kern, die middelpunt daarvan, is dat die regverdige, onskuldige, in die plek van sondaars moes sterf, en in die plek van sondaars moes ly. Ek weet nie van u nie, maar in 'n tyd soos hierdie, roep mense gedagtes en herinnering, alles wat jy oor jare geleer het, en iets wat ons altyd gebruik oor Paasnaweek, is daai film van Passion of the Christ. En jy sien dit wat, en dis eintlik maar net 'n voorstelling. Ons weet nie regtig wat gebeur. En deur hierdie daad van absolute genade en liefde, kan mense wat dit hulle eie maak, kan die hel vryspring. Kan verdoemenis vryspring. Kan verlorenheid
van verlorenheid gered word. Mense wat sondaars was. En Efesiërs is so mooi daar in Efesiërs 2. Ek dink is vers 4 wat hy sê. Vers 1 tot 4 vertel hy vir ons hoe hy was. Ons was almal sondaars. Ons het almal so skape gedwaal. Dan kom hy vers 4. Maar God in die grootheid van sy barmhartigheid. Hallo. In die grootheid van sy barmhartigheid het hy ons kinders van God gemaak. Wow. Weet julle wat? Dit bly iets wow. Die feit dat soveel bloed deel was van God se verlossingsplan, gaan ook ons verstand te bowe. Ek weet nie hoe baie jy die Ou Testament lees nie, maar die Ou Testament, wanneer daar geoffer word, as ek dink aan Dawid en ek dink aan Salomo by die inwyding van die tempel, dis 'n bloederige storie. En as Jesus kom en sy eie bloed moet vloei as deel van die verlossingsplan, dan sukkel ons om daarmee te assosieer. Wees gou eerlik, in ons tyd, in die ou tyd het hulle baie snaakse goed gedoen. Maar dit word nie meer gedoen nie. Hierdie verhaal van bloed wat moes vloei, is in ons eie koppe eintlik 'n oorblyfsel van 'n primitiewe klomp mense. Maar weet jy wat? Die boodskap van die kruis en die onskuldige bloed is en was nog altyd 'n struikelblok vir hulle wat met hulle verstand alles probeer uitwerk. Paulus het in sy tyd reeds met mense gesukkel. Nou, in Paulus se tyd was die Grieke die slim mense. Net so terloops, vandag is dit nie meer so nie. Ja, ek is ernstig. Mense met die hoogste IQ is nie die Grieke nie. Mense met die meeste IQ bly in die ooste. Hallo, daai een, hy ouens met die snaakse oogies, hulle is die ouens wat slim is. Hulle is die ouens wat slim is. Hulle is die ouens wat alles ontdek en goed skep. En in die nuwe Suid-Afrika kan jy waar gaan en by wat 'n mooi winkel, as jy onderaan kyk, dan sê dit made in. Maar Paulus het in sy tyd met die Grieke gesukkel. Mense wat alles wou uitredeneer en alles het per intellek gegaan. En hoor wat sê in 1 Korintiërs 1. Hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Maar ons verkondig Christus. En dan, ek wil jy moet hoor, ons verkondig Christus en dadelik wat gekruisig is. 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir hulle wat slim is. Die Jode kan nie aanvaar dat Jesus Christus die Messias is nie. Die wat slim is, kan nie aanvaar, dis God se plan nie. Jesus het selfs iets van die wese van hierdie verlossingsplan te kenne gegee, wanneer hy in sy woorde openbaar aan sy disippels. Hoor wat sê Markus 10. Hy sê, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jy sien, wanneer ons praat van 'n losprys, was dit nie taal waar hy mense nie geken het nie. Ons vind dit moeilik. Al losprys wat ons kan kry is wanneer mense ontvoer word en hulle soek geld. Maar in daai tyd moes jy betaal met jou lewe. 'n losprys
is dit wat die kosbaarste is, moet jy gee in die plek van iemand anders. En hier lê 'n oeroue beginsel van geregtigheid. Om geregtigheid te laat geskied, is dit 'n lewe vir 'n lewe. Om 'n lewe te red, moet 'n lewe gegee word. Die enigste lewe wat waardig en genoegsaam was om die hele mensdom vry te koop, was die lewe van iemand wat volmaak is, volkome is, skoon is, rein is, heilig is. En dit is die Seun van God, Jesus Christus. En daarom voel ons, veral as Pinkstermense, voel ons baie sterk daaroor. Daar's net een manier en daar's net een God wat jy kan dien, en dis die een wat rein en heilig is. Die een wat bereid was om sy seun te gee. Daar is nie 'n ander weg nie. Jesus self sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom aan die Vader behalwe deur my nie. Jy kan nie deur Allah gaan nie. Daar's net een weg. Dis die enigste ware lewe. Want daar's net een God. Net een middelaar tussen God en mens. Die mens, Jesus Christus, wat homself kom gee het, as 'n losprys vir ons almal. Hoe sou God sy lewe in die plek van 'n mens kan kom gee? Weet jy wat? As God sê, hy gaan die beste prys betaal, hoe doen hy dit? In die eerste plek moes Jesus mens word, want hy moet hom kan vereenselwig. Tweedens, lewe is in die bloed. Lewe is in die bloed. Lewe is in die bloed. Om sy lewe as 'n losprys vir die mens te kon gee, so hy wat gees is, nie net mens moet word nie, maar hy moes met sy eie bloed kom betaal. Hy moet met sy eie bloed kom betaal. Daarom moes Jesus aarde toe kom en mens word. En net wat ek Vrydag weer gesê het, hy moes 100% mens wees, al was hy 100% God. Nou kan ons verstaan dat daar op geen ander manier die prys betaal kon word, behalwe deur die kruis. En ek gaan nou daaroor praat. Nou, miskien moet ek net sommer so terloops. Net so terloops. Die duiwel het baie keer probeer om Jesus dood te maak. Het jy dit al gelees? Daar was 'n keer dat die mense van Nasaret Jesus wou doodmaak. Daar in Markus, in die begin van Markus. Of in die begin van Lukas ook. Lees ons dit. Toe hulle hom van 'n kraans wou afgooi. Ek kan dit nou nie meer onthou nie. En toe daar 'n storm op die see is, wat hulle amper laat vergaan het, ook daar in die begin van die evangelies. En toe, 2 gevaarlike besetenis hom bestorm het en hom wou doodmaak. Toe die Jode hom wou stenig. Daar was herhaaldelike kere wat die duiwel probeer het om Jesus te laat sterf voor hy die kruis aanbreek. Nie een van daai maniere hoe die duiwel probeer het, beteken noodwendig bloedverlies nie. En onthou, hy moes met sy eie bloed die losprys betaal. As die lam wat sy lewe vir ons moes gee, moes hy sy bloed ook gee. Want lewe is in die bloed. As mens
na die manier kyk hoe Jesus dood gegaan het en die detail waarmee die Bybel dit beskryf, is dit baie duidelik. Daar moes 'n dood plaasvind waar baie bloed betrokke is. Dit moes so gebeur. Eerstens, kom ons gaan gou vinnig deur. Kom ons gaan gou. As ons dink aan Jesus daardie aand vanuit Getsemane. Daar deur die Kedervallei, by Absalom se poort verby, tot by sy verhoor. Hy het mense hom met die vuis geslaan. Hulle het hom met stokke geslaan. As ons dink aan daai film van Passion of the Christ, dan sien jy hoe nader hy aan die kruis kom, hoe meer vloei die bloed. As jy dink aan die kroon van dorings, nou net so terloops, daai doringkroon sit hulle op sy kop, want die meeste bloedvate is hier. Die doringkroon vererger die bloed. Dink aan die kruisiging self, die hande en die voete wat deurboor moes word. En hier waar jou hande en jou bloed, die hande en die voete, is daar geweldige samekoms van bloedvate. En jy's daar waar die senuwees by mekaar kom, waar spykers deurboor. En ek wil weer sê, geen film of geen skildery kan om een keer saamvat watter bloedige toneel dit nie moes wees nie. Daar was waarskynlik nie 'n plek op sy lyf waar daar nie bloed was nie. Nou, ek wil net my opinie gee. Jy hoef dit nie te glo nie, maar ek glo dit. Oor die algemeen sê mense dat die duiwel wou Jesus graag aan die kruis hê. Hoor mooi. Baie mense sê dat die duiwel se plan was dat Jesus aan die kruis moes sterf. En soos 'n krimineel. Ek dink die teenoorgestelde is waar. Alhoewel die duiwel nie alwetend is nie, moes hy, onthou die duiwel was van die begin af daar. Hallo, volg my asseblief. Hy was van die begin af daar. Hy het die verloop van die heilsgeskiedenis in die agtergrond, het hy geken. Weet jy, hy het geweet dat iemand moes kom uit die nageslag van Eva, wat die groot oorwinning oor hom sou behaal. Hy het dit geweet. Hy moes ook seker die profetiese uitsprake van die tyd van die Ou Testament, moes hy van kennis neem, dat daar een sou kom, die Messias, wat in ons plek die prys kom betaal, om die verlore mensdom te kom red. Ek dink hy het dit geweet. Die verskillende bloedoffers wat deur al daai tydperk gebring moes word, om deur 'n onskuldige lam, wat in die plek van 'n skuldige moes sterf, was selfsprekend hier. Die duiwel, wat die Bybel ken, wat die skrifte ken, moes sekerlik gedink het, dat hierdie een wat kom, in die plek moes sterf, van hulle wat in sonde belaaide wêreld leef. Hy moes die doodstraf kry, hy moes die vervloekte dood sterf. Ek dink hy moes dit geweet het. Hoor wat sê Deuteronomium. En as in iemand 'n sonde is wat die doodstraf verdien, en hy gedood word, en jy hom aan 'n paal hang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is deur God vervloek. Paulus stel dit so,
Hy sê in Galasiërs 3 vers 13, hy sê, vervloek is elkeen wat in 'n hout hang. En is duidelik, wanneer Paulus hieroor praat, dan verwys hy na Christus. En teen hierdie grond van alles wat ek nou net genoem het, is ek daarvan oortuig dat die duiwel alles in sy vermoë gedoen het om Jesus van die kruis af te hou. Onthou, daar's niks wat God nie kan doen nie. En selfs met Jesus aan die kruis het hy geweet. Hy het geweet, behalwe dat hy betaal met sy eie lewe, het hy ook geweet dat die tempel afgebreek sou word en binne 3 dae weer opgebou word. Hy het geweet. En daarom, al die verskillende pogings voordat Jesus aan die kruis was, om van hom ontslae te raak, was onsuksesvol, want die ewige verlossingsplan van God het ingesluit dat Jesus alleen deur sy eie lewe en sy eie bloed aan die kruis moes sterf. Selfs toe Jesus, en hierdie is net interessant, selfs toe Jesus aan die kruis hang, hallo, roep gou, selfs toe Jesus aan die kruis hang, het die duiwel nog 'n laaste desperate poging aangewend om hom van die kruis af te kry. Want dit moet vanuit ons menslike perspektief vir Jesus 'n enorme versoeking gewees het, toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die fariseërs uitgeroep het en gespot het, en Jesus eintlik uitgedaag het. Hoor wat sê Matteus 27. Ander het hy verlos, maar homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy 'n behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. Jy sien, terwyl Jesus daar gehad het, en kom ons sê vir mekaar, al was hy volkome mens, was hy ook volkome God. Hy kon van die kruis afkom. Hy kon. Hoe groot moes die versoeking vir Jesus nie gewees het om hierdie uitdaging te aanvaar en hierdie starende skare te bewys. Hy's inderdaad die seun van God. Die probleem is net, al sou daar mense wees wat op daardie oomblik in hom kon glo, sou dit nie die versoening van God moontlik maak nie. Hallo, want hy moes sy bloed gee, hy moes sy lewe gee, hy moes sterf, want dit was God se verlossingsplan, sy enigste plan. Daar was nie 'n plan B nie, daar was nie 'n makliker alternatief nie. Die enigste plan, Jesus, die volmaakte, die heilige, die onskuldige, moes aan die kruis sy bloed gee, en hy moes sterf. Dis God se verlossingsplan. Daar is nie 'n ander plan nie. En hierdie verlossingsplan van God het behels dat die paaslam die sondebok moes word, om die sondes van die hele wêreld op hom te neem. Weet jy, ek kan nie ophou om hieraan te dink nie. Ek kan nie ophou om hieraan te dink. Weet jy wat, die kruis was nie net 'n fisiese gebeurtenis. Dit was 'n geestelike gebeurtenis. Saam met dit. En stel jou voor, die volmaakte, die sondelose seun van God, wat die hele wêreld in totaal se sondes op hom moes neem. Die hele wêreld. Al die sondes, al die smarte, al die siektes, al die vloeke, al die ongeregtigheid van Adam en Eva af tot daai dag. Tot die laaste een wat sal leef. Het hy alles op hom geneem. Jesaja se profetiese verwysing bly vir my aangrypend. Hoor wat sê Jesaja 53. Hy sê nogtans,
het hy ons krankhede op hom geneem. Kan jy jouself voorstel? Wat is jou gesondheidsprobleem? Sukkel jy met iets? Wat is jou probleem? Is dit jou hart? Is dit jou longe? Is dit jou niere? Is dit dalk diabetes? Is dit dalk hoë bloeddruk? Jesus het alles op die kruis van alle mense, van alle eeue op hom geneem. Kan jy jouself voorstel hoe siek hy moes wees? Kan jy jouself voorstel behalwe die fisiese lyding om net die mensdom se siekte en sorge en laste en bekommernisse en ongeregtighede op hom te neem? Hy sê hy is ter wille van ons oortredinge behoort, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ter wille van die oortreding van die volk was die plaag op hom en hy sal hulle skuld dra, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ek wil vanmôre vir sê, al die lammers, al die bokke, al die bulle, wat oor eeue lank simbolies die sonde van die mense op hulle geneem het en geslag is, het eintlik heen gewys na die groot paaslam, wat moes kom. Al daardie sonde het hy gedra. Sy verlossing was effektief, nie net vir die miljoene voor hom nie, maar ook vir die biljoene na hom. Niemand is verlos anders deur die bloed van Jesus nie. Om dit te vermag, moes hy self sonde word, siekte word, smarte word, 'n vloek word. Hoor wat sê die Bybel in 2 Korintiërs 5? Hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Hoor wat sê die nuwe vertaling? Hy sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Hoor wat sê die parafrase? Christus het nooit enige sonde gedoen nie, maar God het hom aan die kruis in ons plek in sonde verander. Hy het al ons sondes daar op Christus afgelaai, sodat ons wat in hom glo, se verhouding met God herstel sal word. Ja, kan ons vir 'n oomblik indink wat Jesus moes deurgaan? Hy wat nog nooit sonde geken of gedoen het nie. Die volmaakte, die heilige, die onskuldige seun van God, nou deur al die sonde van die wêreld sonde te word. Sonde te word. Sonde te wees wat hy nog nooit gepleeg het nie. En in ons plek daarvoor te betaal. Kan jy vir 'n oomblik al die bose gesindhede, daai attitudes wat boos is, al daai gesonde, sondige en bose gedagtes, die dade, dat hy dit op hom neem. Kan jy dink, hoe moes hy dit vat, hoe dit moes proe, hoe hy dit moes dra? En dis hoekom ek dis hoekom ek Vrydag genoem het, dis 'n beker wat bitter was, wat hy moes drink. En sy kruis was meer as net 'n marteldood. Dink net aan die verskillende oomblikke toe Jesus uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hoekom roep hy dit uit? Want hy het ewe skielik iets geword wat hy nog nooit was nie. Was dit omdat Jesus
al ons sonde op hom geneem het en selfs sonde gemaak is? Was dit omdat God, soos wat Habakuk sê, terrein is van oë om kwaad te sien en die onreg nie kan aanskou nie? Hoe dit ook al sy, na 3 ure van Gods verlatenheid, het hy daardie Vrydagmiddag, oomblikke voor sy dood uitgeroep, dit is volbring. Kan ek probeer om my menslike begrip dit te probeer uitdruk, toe die Vader na daardie 3 ure weer na sy seun kyk, wat as te ware met sonde en boosheid van die mensdom belaai was, toe sien hy net bloed. Toe sien hy net bloed. Weet jy, al die bloed wat in Jesus se liggaam was uit. Toe die soldate die swaard in sy indruk, het daar water uitgekom. 'n verminkte liggaam bedek met bloed. Maar hy moes 'n sondebok word, wat soos 'n roofdier uitmekaar geskeur was, wie se bloed nie meer in sy liggaam was nie, maar ook die sondes van die volk simbolies voor die aangesig van God bedek het. Die kosbare bloed van die paaslam, sodat daar betaal kon word vir ons sonde aan die kruis. Jy sien, die lammertjies wat voorheen oor Paastyd geoffer was net diere. En hulle kon hulle nie vereenselwig met die mens nie. Al was dit onskuldige, vlekkelose diere wat volkome was in die oë van mense. Hulle kon net die sonde bedek. Hulle kon dit nie wegneem. Hallo, die lammers kon die sonde net bedek. Net die bloed van Jesus kon die sonde wegneem. Net die bloed van Christus. En toe God die bloed sien, het hy nie meer sonde gesien nie, want die bloed het die sonde verwyder. Jesus se versoeningswerk aan die kruis is waarlik volbring. Toe het die duisternis gevlug. Toe hy uitroep, dit is volbring. Toe gaan die duisternis. En die lig breek deur. Die bloed van die lammetjie aan die deurkosyne van die Israeliete in Egipte het die verderwer, die doodsengel gekeer om in die huise in te gaan en die eerstgeborenes te laat sterf. Die kragtige effek van die bloed van Jesus word oor en oor in die Nuwe Testament beklemtoon. Dink wat sê die Bybel in 1 Johannes 1 vers 7. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van al ons sondes. Die bloed van Jesus, die bloed van Christus, wat volkome reinig, volkome heilig, volkome skoon maak. Hoor wat sê 1 Petrus, hy sê, en julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge so silwer en goud losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Die bloed van Jesus baan vir jou en my 'n weg, vir die wat glo, baan hy 'n weg na God se teenwoordigheid. Hoor wat sê Hebreërs 10, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Hoekom? Deur die bloed van Jesus. Wanneer ons praat oor die krag van die bloed, kom dit op min plekke so na vore, soos in Openbaring 12 waar hy sê, en hulle het hom, die duiwel, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van sy getuienis. Luister, ek en jy moet weet wat is die krag van die bloed. Ek
kan onthou toe ek 'n klein seentjie was, het die pastoor baie gepraat oor die bloed. En daardie tyd, as mense weggaan, het hulle die bloed van Jesus gepleit oor hulle, om hulle te beskerm en hulle te bewaar. Ons doen dit mos nie meer nie. Maar dis die krag van die bloed. Weet jy wat? Die bloed van Jesus, hierdie bloed wat hierin verteenwoordig word, is nie 'n magiese krag nie. Dis nie 'n magiese krag nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die bloed van Christus is die draer van lewe. Want daar is lewe in die bloed. Heilige, goddelike, sondelose, almagtige lewe. Weet jy wat? Die oomblik as jy die bloed van Jesus aanhaal, dan kry jy die lewe van Christus. Miskien sal julle dit weet of nie weet nie, maar as min dinge waar die duiwel in sy spore stuit, soos die bloed van Christus. Ek kan onthou meer as een keer die oomblik as jy die bloed van Jesus Christus uitspreek, dan begin demone manifesteer, die duiwel kry styftrekkings, die skuim kom uit die mond uit, want die bloed van Christus is die bloed van lewe in Christus. Daar's niks wat die duiwel meer vreesaanjaend en verskrikkend maak as die bloed. En is dit nie ironies, toe Jesus by verhoor moes word, toe skree die skrifgeleerdes voor Pilatus uit, en hulle sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Dis die grootste, vreeslikste ding wat hulle ooit aan hulle eie lewe kon doen. Weet jy wat? Alles kan teen jou wees, maar mag die bloed van Christus nooit teen jou getuig nie. Daar kan geen groter getuienis wees wat teen jou spreek as juist die bloed van Christus. Die grootste verskrikking wat sondaars eendag in voor die troon van God gaan bring, is juist dat die bloed het gevloei en hulle het dit nie aanvaar nie. Die gevolge van hierdie woorde het 'n oordeel oor die skrifgeleerdes en die fariseërs en die owerpriesters gebring. Mag die bloed van Christus nooit teen ons getuig nie. Maar mag ons dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, ons eie lewe maak. Die bloed van Jesus. Ek raak sommer nostalgies. Ons het altyd as kinders 'n liedjie gesing. Die bloed. Hier's baie ou mense. Die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus, die bloed van Jesus. Dit was my witter dan die sneeu. Dit reinig my, dit heilig my, dit was my, dit maak my skoon. En Paulus sê, dit gee ons vrymoedigheid voor die troonkamer van die hemel. As ek voor God kom staan, sien hy nie die gebrokenheid nie, hy sien die bloed. Ek wil vanmôre vir jou vra, op hierdie opstandingsdag, mag die bloed van Christus, waarin lewe opgesluit is, opnuut vir jou lewe en lewe in oorvloed beteken. Ek wil vanmôre iets anders doen. As jy vanmôre die Here nodig het,
As jy vanmôre die Here nodig het, wil ek hê jy moet hier voorkom sit. En ek wil jou bedien met nagmaal. En terwyl jy daai brood eet en daai wyn drink, dan verkondig jy die dood en die opstanding van Christus. En ek glo dat die gebruik van die nagmaal het tog net soveel krag en waarde as daardie donderdag aand toe Jesus by sy disippels gesit het. Elke siekte, elke sonde, elke gebrokenheid kan gaan vanweë die bloed van Christus. So ek wil vanmôre vra. Is daar gereël vir mense om my te kom help? Ek wil vanmôre vra. As jy hier is, vra net die Here om vanmôre daardie